Hierdie is 'n paar voorbeelde oor gelykvormige driehoeke in graad 12, so dis Euklidiese meetkunde. Kom ons kyk, in die bygaande skets is AB gelyk aan AC, soos ek die woorde lees, merk ek dit op die skets, en PQ gelyk aan PR. Dan sê hulle, bewys dat BD op AC gelyk is aan DR op AQ. So wanneer hulle dit vra, wil ek graag kyk watter driehoeke werk ek mee. So ons kan of so kyk, links na regs, kyk of ek 'n driehoek kry, of ons kan op en af kyk of ek 'n driehoek kry as ek die letters na mekaar lees. So as ek nou links na regs lees, dan lees ek BDR. So het ons 'n driehoek BDR? Ja, daar sien ek vir BDR. Okay, so dit is my eerste driehoek. Dan, kom ons kyk aan die onderkant, watter driehoek sien ek dan? A, C en Q. A, C en Q. Ja, dit maak nog 'n driehoek. So dis definitief die ander driehoek. So nou gaan ek skryf. In driehoek BDR en driehoek, kom ons kyk mooi. Nou moet ek mooi kyk watter gaan gelyk wees aan mekaar. BDR het ek groen gemerk en ACQ het ek pers gemerk. Maar nou moet ek kyk watter gaan gelyk wees. Van die volgorde waarin ek hierdie letters skryf, is baie belangrik. Dit moet pas by daai. So die hoeke wat gelyk is, moet in die regte volgorde wees, soos in die ander driehoek. So hoek B hier gaan gelyk wees aan hoek C, want in hierdie groot driehoek het ek 'n gelykbenige driehoek, wat dan hoeke teenoor gelyke sye is. So B en C moet op dieselfde posisie wees. Dan, kom ons vat in hierdie klein driehoekie. Okay, in hierdie klein driehoekie, wat ook gelykbenig is, het ek in die pers driehoek vir Q gelyk aan in die groen driehoek vir R. So Q en R moet in dieselfde posisie wees, en dan nou A en D. Okay, so dis dan driehoek BDR en driehoek CAQ. Dit maak saak. Nou gaan ek skryf. Nou gaan ek 3 goed moet kry, want ek moet 3 hoeke gelyk bewys vir gelykvormigheid. So ek gaan sê, eerstens is hoek B gelyk aan hoek C, hoeke teenoor gelyke sye. Okay, dit is wat ons nou net gesê het. Ek hou daarvan nogal om my driehoekies te merk net met die kleure, sodat ek nie die mekaar raak nie. Hoek R1 en hoek Q2 is gelyk, hoeke teenoor gelyke sye. En as ek 2 hoeke in 'n driehoek gelyk het, in die driehoeke gelyk het, dan moet die derde hoek ook gelyk wees as gevolg van hoeke van 'n driehoek. Want as 2 hoeke al reeds vir my dieselfde antwoord gee, dan gaan die derde een, as ek dit van 180 aftrek, verseker ook dieselfde gee. So, hoek D1 is gelyk aan hoek A2. Okay, en dit is die derde hoek van driehoek. Ons mag 2 gelyk kry, en die derde een sê ons net derde hoek van driehoek. En dit is dan driehoek BDR gelykvormig aan driehoek CAQ, hoek. Okay, nou moet ons terugkom en die vraag lees. Die vraag het gevra, ons moet bewys dat BD gelyk is aan BD op AC gelyk is aan DR op AQ. Hoe doen ons dit? Ons sê altyd, ons gebruik 'n frog face. 'n frog face beteken, ek spring so en dan so. So sien julle die padda se gesiggie? So ek gaan sê, BD op CA gelyk aan DR op AQ gelyk aan BR op CQ. Okay, so ek volg net die paddatjie se gesiggie. Okay, so laat ek net weer die paddatjie se gesiggie wys. Hoe werk dit nou weer? Right, ek gaan sê BD op CA is gelyk aan DR op AQ is gelyk aan BR op CQ. En daarom was dit belangrik om dit in die regte volgorde te hê. En die rede daarvoor is gelykvormige driehoeke. Ek mag sê hulle is gelyk, want die sye is eweredig in gelykvormige driehoeke. So nou gaan kyk ek terug na die vraag. Wat het hulle in die vraag gevra? Ek hou daarvan om kolletjies te maak langs die regte goed. So ek gaan nou sê, right, ek het gehad BD en AC, so dis definitief hieries.
en DR en AK. Alright, so ek gaan daai net weer oorskryf, sodat dit lyk soos die vraag. En dit is die hele antwoord. In ons volgende voorbeeld, in die bygaande skets is P, Q en PT albei raaklyne van die sirkel en PS is parallel aan QR. So ons gaan merk dit. Ons weet dat raaklyne dieselfde punt gelyk is, so ek merk dit sommer maar net sodat ons weet dis raaklyne en dan merk ek die parallelle lyne. Bewys dat PQ op QS gelyk is aan RS op QR. So kom ons probeer eers, as ons so kyk, PQRS, daar is nie so driehoek nie. PQRS, nee, dit gee nie vir ons 'n driehoek nie. So dit gaan nie werk nie. Kom ons kyk bietjie op en af. PQS, ja, dit gee vir ons 'n driehoek. En RSQ, dit gee ook vir ons 'n driehoek as ons so op en af kyk. So dit is in driehoek PQS en driehoek, kom ons kyk, PQS en driehoek RQS. Ok, nou moet ons net kyk die volgorde van dit, né? Want om nou te kyk in die volgorde, moet ons eers kyk watter hoeke gelyk is. So kom ek begin en ek sê, right, ek het verwisselende hoeke daar. So Q3 en S2 gaan gelyk wees, so Q en S moet in dieselfde posisie staan, en dan daai hele hoek Q1 en 2 in die pink driehoek, en hoek R is gelyk as gevolg van hoek tussen raaklyn en koord, en dan gaan die ander hoek ook gelyk wees. So P en S moet in dieselfde posisie wees, en dan Q in die pink driehoek en R in die blou driehoek, en Q in die blou driehoek en S in die pink driehoek moet in dieselfde posisie wees. Ok, so nou gaan ons dit gaan neerskryf. Ok, ek gaan nou begin deur te sê hoek Q1 en 2 en hoek R is gelyk, hoek tussen raaklyn en koord. En dan hoek S2 en hoek Q3 is gelyk, verwisselende hoeke en onthou die parallelle lyne. En dan is hoek P1 en S3 gelyk die derde hoek van 'n driehoek. Nou, dit wil sê, hoek PQS is gelykvormig aan driehoek SRQ, hoek. So, driehoek PQ op, nou vat ek nou weer my vraagvuis, né? PQ op SR is gelyk aan QS op RQ, is gelyk aan PS op SQ. Ok, nou gaan ek kyk, wat het hulle nou weer gesoek? Hulle het vir PQ en QS, ja, daai rede is gelykvormige driehoeke. So, hulle het vir PQ en SR en QS en QR gesoek. So, ek gaan maak kolletjies langs die wat ek wil hê. Dan sien ek gaan daai eerste twee gebruik en dit net gaan skryf. So, ek gaan die PQ maal met die RQ. Hoe bedoel ek? Kyk, ek gaan hierdie RQ maal met die PQ en hierdie SR maal met die QS. En dan gaan ek weer deel sodat dit lyk soos my vraag. PQ moet gedeel wees met QS en SR moet gedeel wees met RQ. Dan het ek die antwoord. Right, en die volgende vraag, nommer 2. Nommer 2 vra PT kwadraat gelyk aan PK maal PS. Kom ons skryf dit net gou eers vir onsself oor. Gevra is PT maal PT gelyk aan PK maal PS. So kom ons kyk gou as ek bietjie gaan deel PT met PK en PS met PT. Kom ons kyk of ons 'n driehoek kry. As ons kyk, PTS maak 'n driehoek, dit kan werk, en PKT maak ook 'n driehoek. Ok. Of, ja, so daar het ek nou die twee driehoeke. So ek gaan skryf, in driehoek PTK, ok, nou moet ek net eers besluit,
Onthou P en P is gemeenskaplik, so ek gaan die P's altyd eers skryf. En dan hoek tussen raaklyn en koord sê vir my K4 en S1 gaan gelyk wees. So P wil ek eerste hê in al twee driehoeke, dan wil ek K en S in dieselfde posisie hê en T in dieselfde posisie. Right. So ek maak seker my driehoeke se letters is in die regte volgorde. Nou gaan ek gaan skryf. Hoek P2 en P2 is gelyk, gemeenskaplik. Hoek T1 en S. Skus, ek het nou net 'n foutjie gemaak hier by hierdie K. Dis nie K wat gelyk is nie, dit is T1 gelyk aan S1. Skus, dis die hoek tussen raaklyn en koord. Want daar is nie 'n raaklyn nie, glad nie. En dan is hoek K4 gelyk aan hoek T1 en 2 in die oranje driehoek, want is die derde hoek van 'n driehoek. So nou het ons daai twee driehoeke gelykvormig as gevolg van hoek. Nou doen ek my vraagvuis. PT op PS gelyk aan TK op ST gelyk aan PK op PT. Gelykvormige driehoeke. Nou kyk ek terug na my vraag. Die vraag sê ek moet PT maal PT, so kom ons maak gou die kolletjies. PT maal PT en dan PK maal PS, PK maal PS. So ek gaan dit dan nou net gaan neerskryf dat dit die waarheid is. OK. Nou die laaste vraagie by nommer 3. By nommer 3 kry ek kakie RS. Dis nie 'n driehoek nie, maar kom ons kyk as ek kakie op KP skryf, so ek deel nou net hierdie een aan die ander kant en ek deel die RS aan die ander kant. Dan kyk ons waarop kom ek uit. Kom ons kyk op watter driehoeke kom ek uit. Ek kom uit op 'n P, K en 'n kie, so dis so op en af, sien ons, en kie RS. Right, so nou gaan ek skryf in driehoek. Nou moet ek eers uitfigure die driehoeke. Ok, so kom ons kyk gou. Hier waar ek die kruisies gemaak het. Gaan net so 'n bietjie terug. Kom ons kyk gou. Hier by ons het nou gesê verwisselend is gelyk, maar kom ons kyk ook dat hierdie hoekie 1 gelyk is aan daai S2 as gevolg van hoek tussen raaklyn en koord. Kyk gou, daai 2 is gelyk as gevolg van hoek tussen raaklyn en koord, maar dan het ek nou ook verwisselend. So al 3 daai met die kruisies is dan nou gelyk. En dan beteken dit nou in die oranje driehoek en in die pers driehoek het ek 'n hoek gelyk. Volgende kan ek sê, daai hoek K1 is die buitehoek van 'n koordrivierhoek. Kyk, die koordrivierhoek is so en daai hoek K1 is die buitehoek van daai koordrivierhoek. So hulle 2 is gelyk. Dan het ek nou net 'n derde hoek ook gelyk. So kom ons skryf. In driehoek KKP en driehoek KRS het ek hoek Q1 en hoek S2 gelyk, hoek tussen raaklyn en koord. Onthou om op te let op die volgorde van jou letters aan die begin, maar ook het ek hoek S2 gelyk aan hoek Q3 verwisselende hoeke en die parallelle lyne. Dit wil sê, nou kom ek eintlik by een van my 3 redes van gelykvormigheid. Eerstens, hoek Q1 en hoek Q3 in my 2 driehoeke is gelyk. Nommer 2, die tweede ding wat ek gelyk gekry het, is daai K1 en R. Hoek K1 gelyk aan hoek R, buitehoek van 'n koordrivierhoek. En dan hoek P1 en hoek S3 gaan gelyk wees, want is die derde hoek van 'n driehoek. So daar het ek my 3 goeters om gelykvormig te bewys, my 3 hoekies. En dit is dan driehoek KP gelykvormig aan driehoek KRS hoek. Nou doen ek my vraagvuis. KK op KR gelyk aan KP op RS gelyk aan KP op KS. En die rede is gelykvormige driehoeke. Nou wil ek gaan kyk waarvoor het hulle nou weer gevra. KQ maal RS, so kom ons maak kolletjies.
KQ maal RS en KP maal QR. So ek maak kolletjies en dan maal ek hulle net aan die ander kant. Laat dit lyk soos die vraag. Ok, in die bygaande skets is DP gelyk aan PB, so ons merk dit. Partykeer as hulle dit gee, dan moet ons weet, ergens gaan ons in plek van PB dalk DP moet skryf. So ek skryf sommer by my eerste vraagie so lank. Ek sien daar's 'n BP en ek moet onthou hy's gelyk aan DP. Maar kom ons kyk nou maar eers wat vra hulle. As ek kyk na my driehoek AD, BC, BP en CP, dan gaan ek nou probeer om te kyk watter driehoekies moet ek hier gebruik. So ek gaan sê AD P, ADP en BPC. Kom ons probeer dit. ADB en BPC. Kom ons kyk na daai twee driehoekies. As ek daar kyk, dan sien ek reg oorstaande hoeke en ek sien hoeke in dieselfde sirkelsegment. So kom ek gaan skryf dit neer. In driehoek APD en driehoek BPC het ek hoek P1 gelyk aan hoek P3, reg oorstaande hoeke, hoek A1 gelyk aan hoek B2, hoeke in dieselfde sirkelsegment, en dan is hoek D1 en C2 gelyk derde hoek van 'n driehoek. So nou gaan ek sê, dit wil sê driehoek ADP is gelykvormig aan driehoek BPC, hoek. Nou doen ons vraagvuis. AP op BP, maar onthou dat BP is mos nou gelyk aan CD. Wag, het ek net gekyk? AP op BP is gelyk aan BP op PC, DP, moet ek net gou hierso, PD op PC en AD op BC. Nou kom ons gaan merk gou die wat ons wil gebruik. Ons sien ons het 'n AD en 'n BC en 'n PB wat 'n DP eintlik is op 'n PC. So ek gaan sê, maar BP en DP is gelyk gegee. So, daardie PD gaan ek in 'n BP verander, dan is AD op BC gelyk aan BP op BC. OK, dis die vraag gewees. Nou kyk ek na die volgende een, nommer 2. AB maal CP gelyk aan CD maal DP. OK, so ek gaan nou ander twee driehoekies gebruik. Ek skryf nou weer vir myself daar, onthou, DP is gelyk aan PB. Toe maak ek nou daai pink en daai oranje driehoekies. Nou kyk ek weer, ek het reg oorstaande hoeke en ek het weer hoeke in dieselfde sirkelsegment. So ek gaan sê, in driehoek A, BP en driehoek DPC of DCP. Ek moet nou net mooi kyk, is die volgorde reg? Ja, dit is reg. Dan gaan ek sê hoek P2 en P4 is gelyk, reg oorstaande hoeke. Hoek B1 en hoek C1 is gelyk, hoeke in dieselfde sirkelsegment. Dan is hoek A2 en D2 gelyk, derde hoek van 'n driehoek. So dit wil sê, driehoek ABP is gelykvormig aan driehoek DCP. Nou gaan ek vraagvuis. So ek gaan sê, AB op DC gelyk aan BP op CP gelyk aan AB op AP op DP as gevolg van gelykvormige driehoeke. Right, nou kyk ek gou, wat het hulle vir my gevra? Hulle het 'n AB gevra
en 'n CP en 'n CD en dan sien ek het 'n BP daar, maar hulle het eintlik 'n DP gevra. OK, so ek gaan daai eerste twee gebruik. So dit wil sê AB op DC is gelyk aan BP op CP. Ek gebruik 'n gedeelte van daai wat ek daarbo geskryf het van die eweredigheidssinnetjie, gebruik ek en ek sê alright, maar hulle het ons gegee dat BP gelyk is aan DP. So ek gaan daai BP vervang met 'n DP en dit gaan dan wees AB maal CP. Ek maal nou so boontoe en daai kant toe is gelyk aan DP of DC maal DP. Ja, dit is dit.